Ja, Here, dankie dat ons vanoggend so by mekaar kan kom. Here, met die wete dat die God wat nog altyd daar was, is vandag nog. Here, dankie dat ons kan weet dat die God wat deurgekom het, is vandag nog. Die God wat voorsien het, voorsien vandag nog. Die God wat hoop gee, gee vandag nog hoop. Wysheid gee, gee vandag nog wysheid. En ek kan deur my Bybel lees en terugkyk, Here, en weet dat vorentoe my God is, was en sal altyd wees. Presies wie hy sê dat hy is. Here, help ons om na U toe te draai vir elke bron van wysheid en van leiding. Help ons om aan U vas te hou vir elke oomblik van hoop, vir elke keer wat ons bid dat iemand moet deurkom, dat ons aan U kan vashou. Here, maar meer as dit, mag ons weet dat oor U nog altyd was, dat U beter weet en daarom kan ek vashou aan U. Here, mag elke terugslag een wees wat my net terugdraai na U toe, sodat U kan aanhou om te werk in en deur my. Here, seën elke persoon hier, so mag ons begin en einde van elke oomblik net U wees. Dankie dat ons as Mishodai gemeente die missie van ons God kan uitleef. Amen. Amen. Jy kan jou sitplek net daar waar jy is inneem. Vriende, dis altyd lekker om so op 'n oggend by mekaar te kan kom en tyd te kan saam spandeer. En vandag praat ons dan 'n bietjie verder. En die topic waaroor ons vandag praat is 'n uitdagende een vir die eenvoudige rede. Julle verstaan wat 'n worldview is. So 'n worldview is soos die lens waardeur jy na jou wêreld kyk, né? So imagine jy het 'n bril aan en alles word gefiltreer deur daai bril. So as jy iets sien, filtreer jy dit deur jou worldview, deur hierdie siening van die wêreld. So sekere goed sien jy en dan filtreer jy dit en sê okay, dis okay of dit is gemaklik of dis verkeerd, waar iemand anders na dit sal kyk en 'n ander reaksie sal hê. So jou worldview is belangrik want dit help jou om onderskeid te hê oor reg en verkeerd. Dit help jou om die regte besluite te maak, maar jou worldview kan ook iets wees wat 'n uitdaging vir jou is. Want wat jou worldview kan doen is, hy kan jou op 'n vaste manier laat dink oor sekere goeters, wat maak dat jy amper nie nuut daaroor kan dink nie, of jy kan nuwe inligting daaroor kry, en dan kan jy nie jou mind anders opmaak nie. Jy kan nie regtig hierdie inligting reg hanteer nie, want jou worldview, hierdie bril wat ons aan het, hierdie lens, half verander die waarheid. So vandag praat ons oor ietsie wat miskien 'n baie vaste manier in jou brein of in jou worldview het oor hoe jy dink daaroor. En ek wil jou nooi, alles waar ons gaan praat vandag is reguit uit die Bybel uit, so jy kan die Bybel vertrou, jy hoef eers vir my te vertrou nie. Vertrou dat die woord van God wat hy vir ons gegee het, as openbaring van wie hy is, vir ons kan aanhou leer en beïnvloed om meer te weet van hom. So ek nooi jou om vir 'n oomblik net daai lens dalk so 'n bietjie anders deur te kyk en te besef dat die Bybel dalk vir ons op 'n ander manier ietsie wil neersit vandag. En vandag gesels ons oor wat beteken dit om gevul te wees met die Gees van God. Okay, nou jy het 'n vaste manier van dink daaroor. Baie van ons het groot geword met sekere siening. So ek nooi jou gou, vat gou 'n oomblik, skep gou daai prentjie in jou kop, bring hom gou in jou kop. Hoe lyk dit om gevul te wees met die Gees van God? Okay, jy kry so half 'n prentjie, jy het so half 'n gedagte van hoe dit lyk, hoe hierdie ding werk, hoe dit is om gevul te wees met die Gees van God. En nou wil ek vir jou nooi om gou in jou Bybelkennis in te spring. Jy weet, ons het die Bybel geleer en ons lees hom. Waar dink jy in die Bybel gebeur daai die eerste keer? Okay, so ek nooi jou hier in jou prentjie daarso, hier sê in jou prentjie brein, waar's die eerste keer waar iemand gevul word met die Gees van God? Okay, so jy hardloop hier so deur jou files, van ons moet verder deur ons files hardloop as ander, maar jy kry so half hierdie gedagte oor waar is dit, waar's ek besig om aan te dink, en presies hoe lyk hierdie ding. Nou ek nooi jou gou om jou manier van dink aan jou worldview te stop en net te luister terwyl ons deur die Bybel lees. Die eerste keer wat ons lees oor iemand wat gevul word met die Gees van God. En ons gaan begin om 'n stuk te lees uit Exodus uit. So ons begin by die verhaal van Moses, en Moses is 'n fantastiese voorbeeld. Moses is besig om met God te praat, en God is besig om vir Moses instruksies te gee oor hoe die tabernakel aan mekaar gesit moet word. So hulle het nog nie die Heilige Gees nie, dis nog jare en jare voor die Heilige Gees uitgestort gaan word. So hulle is besig om die tabernakel te bou waar God gaan woon.
hierdie voorbeeld van waar God gaan wees en waar hy gaan wandel saam met hulle en hulle hierdie ervaring van God kan kry. En hy gee vir hom al hierdie instruksies daar. So hy begin, hy sê, luister, daar met 'n ark van die verbond gebou word uit akasia hout en goud uit, en daar word die versoendeksel en die gerubs word gebou, en die tafel vir die toonbrode moet nou aan mekaar gesit word, en dan is daar 13 ander goeie goue kandelare en gordyne en tentbedekkings en rame en ringe en verbindings en die voorhangsel en die deurhangsel moet aan mekaar gesit is. Hier lees ons Exodus omtrent 29 van omtrent 25 af na 30 toe lees ons hierso deur oor hoe lyk die brandofferaltaar, hoe lyk die waskom, die voorhofstruktuur, goue reukaltaar, die priester se klere, hoe moet dit lyk, wat is die drade, wat is dit wat daar gebruik moet word, die heilige olie, die heilige reukwerk, lampolie, lampe, gereedskap, penne, toue. Hier word 6 boeke van die Bybel gegee oor hoe hierdie ding aan mekaar gesit word vir Moses. Hy sê, luister, die Here gee vir hom sulke duidelike instruksies. Dis presies hoe hierdie ding gebou moet word, hoe hierdie dinge aan mekaar gesit moet word, en dit is 'n massiewe projek wat voor hom staan. Nou ek weet nie of jy al op so 'n plek van jou lewe was nie, waar jy staan voor iets wat voel asof dit groter is as wat die vaardighede is wat jy het. Waar jy miskien staan by jou werk voor 'n massiewe oomblik, of 'n groot lewenskeuse, of in jou gesin, of in jou huwelik, of ergens staan jy voor hierdie ding, of die Here maak 'n droom in jou hart wakker van waar jy moet wees, of wat jy moet gaan doen, of iets nuut moet begin, en jy kyk na hierdie ding en jy sien dit, en dit lyk massief groot, en die Here sê, hierdie ding moet gebou word, en jy dink vir jouself, hoe op aarde kan ek dit doen? Hierdie droom voel groter as my vaardighede. Ek het begin dalk, ek doen die beste van my vermoë, maar hierdie ding voel nog steeds massief groot, en ek weet nie hoe ek hierdie ding gaan regkry nie. God gee hierdie massiewe plan, hierdie massiewe droom vir hom, en dan lees ons saam uit Exodus 31 uit. Tot en met die einde van Exodus 30 word hierdie plan vir hom gegee. En aan Exodus 31 gaan ons nou 'n lekker stuk saam lees oor wat verder gebeur. Exodus 31 vers 1 begin, en dit sê, die Here het met Moses gepraat en gesê, kyk, ek het vir Bezaleel, seun van Uri, seun van Gur, van die stam van Juda, by die naam geroep. Ek het hom met die gees van God vervul, met wysheid, insig en kennis, en met al die nodige vaksmanskap, om vindingryke planne te beraam om die werk met goud, silwer en brons, en vir die bewerking van edelstene vir montering, en die bewerking van hout om dit te doen met al die nodige vaksmanskap. Hier staan hy voor hierdie massiewe taak, en God sê, ek het 'n man gekies, hom gevul met my gees om hierdie handewerk te kan doen. Exodus 31 al. Ons lees verder in vers 6, net daarna. En ek, kyk, het vir Oliab, die seun van Agismag, van die stam van Dan, en sy bystand as sy bystand gegee. En in die hart van elkeen wat vaardig is, het ek wysheid gegee, sodat hulle alles kan maak wat ek jou beveel het. Die tent van ontmoeting en die ark vir die getuienis, die versoeningsdeksel wat daarop kom, al die toebehore vir die tent, die tafel en sy toebehore, die menorah van silwer, goud en al sy toebehore, en die altaar vir die reukwerk, klere. Dit is die heilige klere vir Aaron, die priester, en die klere van sy seuns vir die priesterdiens. Die salfolie en die geurende reukwerk vir die heiligdom, net soos ek jou beveel het, moet hulle dit maak. Die eerste keer wat ons in die Bybel lees, dat iemand gevul word met die gees van God. Dis nie 'n prediker nie, dis nie 'n priester nie, dis nie 'n profeet nie, dis nie 'n koning nie, dis 'n ambagsman. As hierdie nie bietjie jou kop moet draai nie, om te sê, Jesus Here, ek het half 'n prentjie aan mekaar gehad, en Marius vermaak was daar, waar ek 'n prentjie gehad het oor hoe vervulling met die gees lyk, en presies wat daarna gebeur, en in my worldview was 'n ambagsman wat gevul word vir die werk van bou van die tabernakel nie eerste in daai prentjie nie. En ons sien so duidelik, dat wanneer Bezalel en Oliab kom, en die gees vul hulle, is dit om iets te kom bou. Om met hulle hande te kom werk, om voorbereiding te kan doen, sodat God tussen sy volk kan kom wandel.
Daar kom iets in hulle hart lewendig, en ons lees ook oor die mense rondom hulle, daar's iets in hulle hart lewendig wat maak, dat deur hulle werk kom God nader aan die volk. Dit is wat die Gees van God in hulle hart kom doen het. En ons 'n paar goed wat vir ons moet uitspring uit hierdie blad uit. En die eerste een is, ons moet besef dat God kom en hy roep onwaarskynlike mense. As ons gelees het en gesê het, Moses is gevul met die Gees van God, dit maak sin in ons kop, want ons ken Moses se verhaal en die groot goed wat hy gedoen het, en die dinge wat hy gesê het, en dat hy die mondstuk vir God was. Maar die eerste keer wat ons raak lees, is dit nie 'n Moses nie. Dis 'n man wat kom maak. Dis 'n man wat kreatief is. Ons sien dat God kom en hy kom sê, ek het hulle gekies om dit te kom doen. Hulle het nie net gekom omdat hulle slim is of omdat hulle goed is nie. Ek het hulle gekies. Ek het my Gees in hulle hart gesit en hulle voorberei vir hierdie werk wat hulle gaan doen. Ons besef dat God se roeping is nie net vir heilige roepe nie, vir sekere mense nie. God kom roep mense vir spesifieke take wat dalk 'n klein bietjie buite ons manier van dink val. Ons het besef uit hierdie as ons dit lees, dat God se Gees vervul hulle vir handewerk. God kom en hy kom berei hulle voor, sodat hulle hande mense nader kan lei aan wie en wat hy is. Ons moet besef dat om voorwerpe te maak, aanbidding is van God. Dat kreatiwiteit is deel van God se beeld vir die mense rondom ons wys. Ek weet nie of jy al by 'n plek was of 'n mooi skildery of standbeeld gesien het, en dan kyk jy na dit en jy sê, "Jesus, dis mooi." Ek onthou, ek het groot geword in Logos gemeente daar in Brackenfell, 'n baie lekker kerk daar gewees, en in ons voorportaal was daar altyd 'n tannie wat skilderwerk gedoen het. En sy het hierdie fantastiese skilderye gemaak, wat alles 'n beeld van God binne het, en dan sit daai stuk in rooi ingevul. En ek het soveel herinneringe van ek wat kyk na hierdie ding, en dit is hierdie toneel, en hier's die rooi kruis, of hier's hierdie rooi lammetjie, of ietsie wat God verteenwoordig, en ek onthou hoe mense kyk na hierdie, en 'n ervaring kry, en besef kry van wie en wat God is, deur 'n skildery wat lank terug gemaak is. God kom en hy kom vul mense, om met kreatiwiteit ander mense te help om iets van God te kan sien. God kom vul ons met sy Gees vir handewerk, sodat wat ons doen ander mense kan help om nader te kom aan hom. Besef dat skoonheid en vaardigheid is ook vir God belangrik. Dis goddelike gawes om te kan sê dat hoe ek hierdie maak, om seker te maak hierdie is skoon en mooi en rein en tot die beste van my vermoë, en dat ek die vaardigheid ontwikkel om dit te kan doen, is 'n goddelike gawe. Om te kan werk met hout en te kan werk met die verskillende metale sodat hulle daardie verbondsark aan mekaar kan sit, was 'n goddelike gawe wat aan elkeen van Oliab en aan Bezaleel en aan al daai manne saam gegee is, sodat hulle handewerk mense kan naderbring. En dan die derde ene, en hierdie is een wat so klein bietjie my kop kom draai het. Eksodus 36 vers 2 lees ons saam. Moses, so hier kom hierdie ou en hy vat hier vir Bezaleel en vir Oliab bymekaar. Moses het Bezaleel en Oliab toe ontbied, en ook elke vaardige persoon in wie se hart die Here wysheid gegee het. Elkeen wie se hart hom daartoe gebring het om aan te meld vir die uitvoering van hierdie taak. So God kom en hy kom vat 'n groep mense en hy maak dit in hulle hart lewendig om hierdie ding te kom bou. Hy vat 'n klomp mense en hy berei hulle voor en hy kry in hulle harte hierdie liefde en hierdie vaardigheid sodat hulle hierdie ding kan kom bou. En ek sit en ek wonder vir my, hoekom hierdie mense? Daai twee, Oliab en Bezaleel, hulle kom nie van soos een van die groot stamme af nie. Hulle is nie priesters nie, hulle is nie mense wat kom musiek maak nie. Hulle is een van die soos groepe daarso. Hulle is uit een van die stamme uit wat daar kom om te kom werk. So jy dink nie aan hulle as die mense wat hierdie groot verandering moet kom leef nie, maar God kies vir hulle. So wat maak hulle anders as die mense rondom hulle? Hoekom juist daai twee te kon kies? En ek wonder of daar 'n groot stuk bereidwilligheid was, wat sê, Jesus Here, as jy 'n droom in my hart wakker maak, sal ek alles in my mag doen om u droom te laat waar word. Here, as jy kom en jy kom maak iets in my hart, jy kom roer hierso, sal ek sê, hierdie is nie 'n Marius goeie idee nie, hierdie is God wat in my 'n vaardigheid losmaak, sodat ek kan doen dit waarvoor ek geroep is.
ons is Mishodei gemeente, in die middel van 'n stuur my jaar. Onlangs het ons deur die Bybel gewerk en ons het uit daai stuk uit Jesaja 8 vers 6 saam gelees en dit sê, die Here staan daar en hy hoor die stem van die Here en dit sê, wie sal ek stuur? En ek antwoord, hier is ek, stuur my. Dan kom die Here en hy kom maak iets in jou hart los en hy kom nooi jou om op 'n ander manier te kom dien en te kom deel wees as dalk wat nou vir jou sin maak. En dan wil jy hom uit dit uithaal. En ek wil jou nooi om eerder sy hand te kom sien in dit. Wanneer jy geroep word om iets nuuts of iets groots aan te pak of te begin, of om by jou werk 'n ander stap te vat, om 'n groot lewensdraai te maak, om betrokke te raak by 'n groep, om te kom deel met iemand, as jy iemand met 'n rooi koppie sien en jy sê, ek gaan met 'n nuwe persoon gesels vandag, wat as dit God is wat iets in jou hart kom lewendig maak en nie net 'n mooi idee is wat jy het nie? Wat as ons manier van leef en wees so kan aanpak? Dat ons nie net besig is om ons eie goeie idees uit te leef nie, maar dat ons sê, yes, God lê die op my hart. God berei my voor om dit te kan doen. Eksodus 36 sê ook dat God is besig om nie net in daai twee nie, maar al die harte van die mense rondom hom te werk. Hoekom? Sodat hulle saam 'n plek kan bou waar mense God kan ervaar. Nou julle ken my, ek's bietjie van 'n dromer, so ek hou daarvan om op vreemde maniere aan goeters te dink en dit uit te redeneer. Nou ek wil nie sê ek is baie slim nie, ons mense baie slimmer as my, en ek beloof vir jou, God is slimmer as elkeen van ons saam. Maar hoor my plan, okay, want ek dink is 'n alright ene. Imagine gou dit. Hierso is 'n oomblik waar God besef, hy moet 'n plek maak waar al hierdie mense God kan ervaar. So wat die plan moet maak, hierdie is die Bybel sê, hierdie is Marius. Okay, jy kan nie dit is 'n niks werd nie, is 'n Marius idee. Wat die God toe moes gedoen het, dink ek, is hy moes engele afgestuur het, wat 'n tent kom bou, of 'n groot paleis kom bou, waarin hulle almal kan wees. En dan staan hierdie engele op die hoeke, en oral waar jy kom, as sien jy dit, en jy sê, kyk, daar's die engele, daar's daai groot gebou, God is daar binne, en hulle kan nog steeds daartoe gaan, en hulle kan offers bring, en hulle kan alles doen wat hulle moet daarso, en dan, soos wat die volk dalk skuif, dan kom die engele en hulle tel hierdie massiewe gebou op, en is hierdie prentjie van God se mag en almag, en hy gaan saam, en dan sê ons nou, ballingskap, en die mense draai weg, en dit gaan moeilik, en dan kom Jesus, en dan in my prentjie, as Jesus opstaan uit die dood uit, dan kom hy engele en sit weer die ding neer. Dan gaan Jesus na daai plek toe, dan sê hy, hierdie is my Vader se huis, en hy trek Ou Testament en Nuwe Testament saam, en dan moes hy vir die res van vir ewig daar binne gesit het, en ek en jy moes as voorbeeld daartoe kan gaan. Ons moes kan gaan, en dan moes ons Saf Air en dan een of ander ligredery al die pad daartoe kon vat, en dan moes ons in daai tempel kan ingaan met die engele op die hoeke, en dan kon ons God sien. Want dan sou ons almal geweet het. Right, dit is wat hierdie klein brein vir my sê, dis 'n great idee, Marius, dis presies wat ons moet doen. Maar God, wat soveel slimmer is, wat soveel meer weet, wat al die wysheid het, kom. En hy sê, ons moet iets bou, sodat mense kan besef, hier is waar ek wandel, en iets wat die volk saambring om my te ervaar, en hy sê, die beste voorbeeld, vir hierdie volk, en almal wat na dit kom, is as hulle kan saamwerk om hierdie ding te doen. Hulle sal my kan sien, hulle sal my kan ervaar, hulle sal weet wie ek is en wat my hart is, as hulle 'n groep mense kan sien wat saamwerk om 'n plek te bou waar ek ervaar gaan word. En dan dink ek vir myself, ek sê, yes Here, ek dink ons mis soms daai punt, ons kry dit nie soveel reg nie, maar hy weet beter. Hy weet meer, en God is besig om vir ons te sê dat wanneer ons as volke by mekaar kom. Want onthou, net soos wat God se koninkryk daar gebou is, net soos wat die tabernakel gebou is en almal moes vaardighede, hier is nog steeds besig om sy koninkryk neergesit te word. God heers oral en hy kies om deur ons dit te doen, sodat ons in ons woorde en optrede mense nader aan hom te kan bring. So van daar af deur sê God, ek gaan nie kom en die ding kom neersit nie, dit is beter as die mense kom en my voorbeeld kan leef. Vriende, ons word genooi om hierdie ding wat God in ons hart wakker maak, te kom bring en op 'n ander manier te kom neersit, en dan deur ons optrede, deur ons woorde, deur ons dade, gaan mense na ons kyk, wat Mishodei mense is wat die missie van God uitleef, en hulle gaan na jou kyk en sê, yes, as gevolg van jou optrede en wat jy doen, sien ek vir God raak. Dit is die beste manier om God se koninkryk daar buite te kry.
En ek dink elkeen van ons het daai uitnodiging. Om te sê, daar's iets in my hart. Daar's iets in my hart wat God daar gesit het, sodat ek sy huis en woning kan kom bou. En dit beteken dat daai selfde God, wat gister, vandag en môre altyd dieselfde is, wat kies om van die Ou Testament af, Eksodus 31, deur mense te heers, is nog steeds besig om deur elkeen van ons te werk. Wat beteken ek moet draai na introspeksie toe? Wat beteken ek moet binne in myself begin kyk en dink, Jesus Here, wat het U hier neergesit? Wat is daai droom wat U in my hart kom vasmaak het? Daai vaardighede wat U vir my gegee het, of daai voorbereiding wat U aan my hart doen, waantoe nooi dit my? Want dit beteken dat wanneer jy hierso sit, en jy sê, yes, die Here wil hê, dat ek moet 'n besigheid oopmaak. Of die besigheid waar ek is, moet ek iets niets in doen. Hoe ek met die mense rondom my werk. Ek moet 'n groep join. Ek moet 'n klein groep stig. Ek moet 'n manier hê om mense te help. Daar is organisasies rondom ons wat my hulp nodig het, en die Here kom maak hierdie ding in jou hart wakker om te sê, ek het die vaardigheid in jou hart gesit. Ek het jou hande en jou kop voorberei, sodat jy planne kan beraam om hierdie ding te kan doen, en God is aan die werk met hierdie droom binne in jou, en op een of ander rede het ek het okay gemaak om te sê, Here, nee, nie nou nie. Nee, dis nie hoe ons hierdie ding doen nie. Ek dink is bietjie arrogant van ons, om te dink dat ons beter weet, as ons skepper God wat hierdie ding in ons hart lewendig maak. En hierdie ding kan op 100 maniere uitspeel. Maar as hy daai droom in jou hart wakker gemaak het, en ek dink ons van ons wat drome al vir jare dra, jare en jare dra, wat ons net hierso onderdruk of hou, maybe eendag, 'n droom vir besigheid, 'n droom vir hoe my huwelik kan wees, 'n droom vir my verhouding met my kinders, 'n droom vir hoe ek met die mense rondom my by kan kom, 'n droom vir my werkplek, 'n droom vir my kerk, 'n droom vir Incredible, die wat hier agter is. Daar's drome binne in ons harte, wat God daar gesit het. En hy het ons voorberei om so te kan werk, so te kan wees, sodat ons hom kan verheerlik. 'n plek te kan skep waar hy kan bly, waar hy kan wandel. Vriende, besef dat God roep gewone mense. God gee hulle, sodat hulle met hulle hande werk en hulle kreatiwiteit mense nader kan bring. Hy vul ons met sy gees, sodat ons sy woning kan bou. In alles wat ons aanpak. Ek wil saam Kolossense 3 vers 23 lees, en dit sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. In alles wat ek aanpak, mag dit God se gees wees wat die ding in my wakker gemaak het, wat maak dat ek optree soos ek doen. Mag my woorde, my optrede, mag jou woorde en optrede, jou next steps, alles wat jy van hier af aanpak en oral waar jy betrokke raak, mag dit God se gees wees wat die ding in jou wakker hou. Ons sit as beleefspan, so die beleefspan is al ons, baie van ons Sondag volunteers, en hulle het jou gegroet by die deur, en hulle is op die oomblik besig om na jou kar te kyk, en as jy lekker koffie drink na die tyd, is daai mense, is alles daar. En ons kuier net so vinnig voor die diens, ons spandeer so 15 minute, en ons gesels saam, en een van die dames deel, sy wil net gou graag 'n testimony, sy wil net ietsie met die groep deel. En sy deel dat, luister, daar's iets waarvoor sy nou al lank die Here vertrou, dat God moet deurkom. En die Here kom sit iets op haar hart om iets klein vir iemand te doen. En sy dink, hierdie ding is eintlik nie baie groot nie, maar as die Here dit op my hart lê, sal ek dit doen. Sy is gehoorsaam. Sy doen daardie ding, en die volgende oggend kom die goeie nuus deur, dat hierdie ding wat sy al so lank voor vertrou, ontvang sy. Nou dink ek dat as jy doen, dat God definitief sal gee, is glad nie wat ek sê nie. Ek sê dat as God iets lewendig maak in ons hart, en ons is besig om in die gees van God wat hy in ons hart gegee het, te leef en te doen, sal God altyd na ons kyk. Sal God verseker dat ons leef op 'n manier wat hom verheerlik rondom my. En wat die mooi ding van daai storie is, hierdie dame deel dat toe God vir haar deurkom, die eerste ding wat sy doen is, sy gaan dien nog mense. Sy gaan deel nog, sy gaan leef nog tussen mense. God kom en hy kom maak iets in ons hart, sodat oral waar ons is en oral waar ons gaan, kan ons gaan leef en gaan wees op 'n manier wat ander nader aan hom bring. Ek dink in Eksodus is hulle besig om die tabernakel te bou, sodat God ervaar kan word tussen die mense, voor hulle die Heilige Gees gehad het.
Nou as God se gees in jou hart is en jou voorberei, is dit sodat waar ook al jy gaan, kan jy Mishudai wees, wat in ervaring en smaak van God neersit, daar waar jy gaan. Ek nooi jou om gou 'n oomblik net jou oë toe te maak. En ek wil 'n oomblik se stilte hê. En ek nooi jou om in hierdie oomblik vir God te sê, Here, wat is hierdie droom wat in my hart leef, wat U daar kom sit het? Here, waar is die Gees besig om in my lewe my voor te berei vir iets, my reg te maak vir iets? Waar is die Gees besig om in my hart iets lewendig te maak, wat U wil hê ek aan moet werk, aan moet dink, mee besig te moet wees? Mag oral waar ons gaan en alles wat ons doen, net wees uit daai gawe uit. Ons gaan 'n oomblik neem waar ek jou nooi om net vir die Here te vra, waar is dit? Of dat hy jou herinner wat hierdie ding is. En dan gaan ek vir ons afsluit met gebed. Here, dankie vir groot drome. Here, dankie vir absurde gedagtes. Here, dankie dat ek kan weet dat dit nie ek is nie, maar dat U is wat U Gees in my hart kom gee om groot te doen vir U. Here, mag elkeen van ons so gelei word, dat ons woorde en ons optrede mense nader aan U bring. Here, mag alles wat ek doen en in alles wat ek sê mense help om U te ervaar. Here, mag hierdie groot droom nie iets wees wat ek onderdruk nie. Mag hierdie Gees van God binne in my hart wat my voorberei vir hierdie take, wat my hande wys maak en vir my kop planne gee wat ek kan beraam, mag ek U hand in dit sien en mag ek mense eer daarmee. Here, ek wil dankie sê vir elke persoon hierso wat dien in groepe, wat betrokke is in plekke waar hulle besig is om U wil uit te leef. Here, waar hulle sit met hierdie groot droom. Here, dankie vir organisasies en plekke waar mense kan gee en kan dien en kan betrokke wees. Here, mag U wil leef as gevolg van my optrede. Here, maak my wys. Gee my U goddelike wysheid om te kan doen dit wat U van my verwag. En van vandag af, oral waar ons vorentoe gaan, mag ek soos 'n Oliab kan sê, dis die Gees van God in my wat my roep om hierdie ding te doen. Daarom sal ek dit met al my mag doen. Here, seën elkeen van ons, mag ons in hierdie week geleenthede hê om te kan doen net soos wat U van elkeen van ons geroep het. Amen.